Goeiedag en baie welkom by sessie 1 van module 4, waar ons gesels oor die gebedslewe van 'n disipel en oor gebed en wat dit alles inhou. Ek wil begin deur net eers bietjie na te dink oor waaroor dit regtig gaan in gebed. Hoe bid ons en waarvoor bid ons? En wat is die doel regtig van gebed? Ek dink ons het baie opvattings oor gebed opgebou deur die jare vanuit ons situasie waar ons bevind in 'n wêreld wat nie maklik is nie, waar ons baie nood het. En baie van ons het maar geleer om aan kleins af te bid en net vir die Here te vra vir dit wat ons nodig het. En dit is waarop gebede baie keer gefokus is. My behoeftes, dit wat ek nodig het. Dis baie keer asof mense vir die Here wil vertel wat hy moet doen, so asof hy nie heeltemal weet nie. So ek wil hê ons moet eers gaan kyk na die oorspronklike gedagte van kommunikasie en intimiteit met God, waarmee die mens geskep is. Jy behoort nou al bewus te wees van die basiese skema waarmee ons werk in disipelskap, van hoe dit oorspronklik die bedoeling van God was, om 'n mens te skep as sy verteenwoordiger, 'n mens wat absolute toegang tot God gehad het, 'n mens wat so te sê ingetrek is in die verhouding, die kommunikasie tussen Vader, Seun en Gees, wat geskep is om naby God te leef, om met 'n baie direkte bewussyn te leef van God se teenwoordigheid. Nou kom ons gebruik ons verbeelding en dink aan daardie eerste mens wat geskep is, wat hierdie onbevange openheid en toegang tot God gehad het, wat vanuit God as bron geleef het. God was in alle opsigte die bron van die mense bestaan. Die bron van wysheid, van insig, van liefde, van goedheid, van sorg. Die tuin van Eden wys vir ons hoe die sorg, die voorsiening ook van God volmaak was. En dat die mens daar, om die uitdrukking van Eugene Peterson te gebruik in Matteus 6, wat eintlik sorgvry in die sorg van God gelewer het. Nou dink net aan daardie mens wat so in absolute volmaakte verhoudinge van liefde, harmonie, eenheid, vreugde, vrede, absolute toegang tot God. Waarvoor sou so 'n mens gebid het? Waaruit sou daardie mens se gebede bestaan het? As jy daaraan dink, dan besef jy, maar daai mens het geen behoeftes gehad nie, het geen nood gehad nie. Daar sou eintlik niks wees om voor te vra nie. Ek dink daardie mense se gebede sou doodgewoon bestaan uit absolute aanbidding, verwondering oor wie God is, om net bewus te word van sy grootsheid, sy mag, sy majesteit, sy rykdom, sy wysheid, sy insig. Sou elke toetrede tot God een gewees het van aanbidding, met ontzag, met verwondering, om hierdie God net te loof en te prys vir wie hy is, vir sy voorsiening, vir alles wat uit sy hand na ons toe kom. Dankbaarheid, lofprysing, watter woorde jy ook al kan dink, dit is amper te groots om jouself daarin in te dink. En jy kan dieselfde prentjie oordink hoe dit sal wees op die einde, as ons weer eendag in God se direkte teenwoordigheid is, almal voor sy troon bymekaar is, almal daar is om hom te sien en te ervaar en te aanbid. Ons weet nie hoe dit sal wees nie, maar kom ons gebruik hierdie prentjie van die troon wat Openbaring gee, van al die miljoene engele om sy troon. Almal roep uit van oomblik tot oomblik, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. En daar staan almal met ontzag voor sy troon. Dink jy iemand gaan daar staan en kyk na iemand langs hom of haar en sê, "Jog, daai ou is dan nog nie so vandag so mooi aangetrek nie," of wat het daai ou nou gedink om so op te tree of dit of dat te doen? Ek dink jy daar gaan vir een oomblik 'n gedagte oor iemand anders wees nie. Die fokus gaan net wees op hom wat op die troon sit en om hom te aanbid en te bewonder. En dit, dink ek, is egte ware gebed. Maar ek glo daar sou nog 'n aspek van gebed wees wat geweldig belangrik was. Want die mens is geskep as God se verteenwoordiger, dit beteken die mens moet vir God op hierdie aarde verteenwoordig om saam met God te heers oor die skepping. Dit is waarvoor die mens geskep is. En om dit te doen, moet die mens tog weet, wat is op God se hart? Wat is sy plan? Wat wil hy hê moet gebeur?
En daarom glo ek luister sou 'n geweldig belangrike deel van gebed uitmaak. Om ook met aandag te luister na God. Om elke dag te hoor, wat is vandag op die agenda? Wat is nodig vandag vir my om te gaan doen? Hoe kan ek die vandag verteenwoordig? Is daar iets wat ek moet spesifiek doen, een of ander taak of funksie wat ek moet verrig? Hoe, Here, waar, wat en wanneer? Om te wag op hom, te luister na hom, om te hoor wat is die plan. Want in daai prentjie het mense nie planne gehad van hulle eie nie. Hulle het geweet, daar is net een planmaker. Daar is een wat die plan het, wat weet wat moet gebeur. En ons moet na hom luister. En daar is net een eienaar en besitter ook van alles. En ons moet sy eiendom versorg en daarna omsien, sy belange. En daarom moet ons hoor hoe ons dit moet doen. So daar is nie iets gewees van werk vir jouself nie. So dit was die volmaakte prentjie. Maar nou weet ons, dis nie soos die wêreld lyk nie, dis nie soos dit aangegaan het nie. En ons weet hoekom. Ons weet van die versoeking wat aan die mens toe gekom het. Ons het baie daaroor gepraat in module 1 al, om soos God te wees. En dan vir jouself te begin werk in plaas van vir God, jouself te verteenwoordig, waar dit dan nie meer gaan oor hom nie, sy naam, sy koninkryk en sy wil nie, maar die klem dan verskuif na my naam, my koninkryk en my wil. Ek moet nou besittings vir myself bymekaar maak. Ek moet nou vir myself 'n naam opbou. Ek moet nou sukses behaal. Ek moet nou iemand word van wie daar geweet word. So die totale aksent verskuif weg van om God te verteenwoordig, na jouself te verteenwoordig. En dit presies is wat God wou kom omkeer het, en verander het. Maar iewers langs die pad, glo ek, het die Christendom die kern van daai boodskap verloor. Dat dit gaan daaroor om weer te leef as God se verteenwoordiger. Dat gebed eintlik dan weer moet word, soos wat dit oorspronklik bedoel was om te wees, wat bestaan hoofsaaklik uit lof, aanbidding, verwondering en luister. Maar iewers langs die pad het die aksent verskuif, nie na God te verteenwoordig hier op aarde, om by hom uit te vind, wat is die planne vir hierdie aarde, hoe moet ons dit doen, hoe moet ons dit uitvoer, wat is op die hart vir my nie, maar die aksent het verskuif na, jy is nou eintlik van die koers af, ja, jy is op pad hel toe, jy moet eintlik in die hemel kom, so om in die hemel te kom, moet jy net vir Jesus aanneem, dan gaan jy hemel toe. Maar daar is nie gepraat van te leef as God se verteenwoordig nie, dit gaan maar net meer oor hemel toe gaan. Dis nou 'n bietjie van 'n vereenvoudiging, maar net om die punte illustreer. So as dit nou die doel is, dan kan jy nog aangaan om vir jouself 'n naam te maak. Jy kan nog aangaan om jou eie koninkryk te bou en jou eie planne te hê. So wat nou gebeur het, is mense het nou vir God begin betrek by hulle planne. En nou vir God begin bid, laat hulle lewens net tog reg sal uitwerk. So die gebed verskuif dan en verander na, Here, laat my naam asseblief geheilig word. Laat mense tog net vir my raak sien en van my kennis neem. Here, laat my koninkryk asseblief tog net kom. Laat my planne uitwerk, laat ek suksesvol wees. Laat ek genoeg bymekaar kan maak om vir my kinders na te laat. En Here, ek het baie planne hoe ek daar wil kom, so laat my planne uitwerk, laat my wil geskied. Jy sien, dan is daar eintlik nie eers meer tyd om na God te luister oor wat sy plan is nie. Want jou projekte, jou planne, maak van jou 'n baie besige mens. 'n Mens wat regtig nie tyd het om te luister nie. Maar 'n mens wat darm nog 'n tydjie kan afknip om vir God te vertel wat hy moet doen, sodat hy jou planne kan laat uitwerk. Dit mag vir jou miskien bietjie kras klink, maar dink goed hieroor na. Hoeveel daarvan het dalk waar geword in jou lewe? En hoeveel van die werklike bedoeling van gebed is op hierdie manier verander? So kom ons begin en ons stap die pad saam en ons leer by Jesus self en ook by ander mense wat voor ons die pad geloop het, waaroor dit regtig gaan in gebed. En hoe gebed weer kan deel word van ons totale lewe, sodat ons werklik ingestel kan leef met 'n bewussyn van wie God is, in verwondering voor hom, maar ook luisterend en wagtend om te hoor, wat is die plan, wat is sy plan, en hoe word ek daarbey betrek?
Baie dankie dat jy weer saam geluister het.